Ons kan die hele titel saamvat in hierdie een sinnetjie is God wat leierskapstrukture gee vir die kerk sodat daar volhoubare langtermyn geestelike groei kan plaasvind. En kom ons wees eerlik, as ons wil weet, as ons kan weet dat daar God is, en as daar 'n God is, dan gaan ons hom wil dien. En ons gaan hom wil ken, wil leer ken. En dis wat Titus gee vir ons. Paulus in die brief Titus vir ons gee is 'n langtermyn plan vir geestelike groei en die voertuig wat God gebruik om ons te help met geestelike groei. Die voertuig wat God gebruik om ons te help om hom te leer ken is die kerk. Is 'n groep gelowiges wat bymekaar kom. En Paulus hier in die begin vertel hy ietsie van wat God is en van wat ons kan wees teenoor God. Alles is net 'n inleiding. Hy begin en hy sê, luister, ek's 'n slaaf. Wat ek oor die slaaf. Slaaf in Bybelse tyd was iemand gewees wat absoluut kon fokus op sy taak, wat sy eienaar vir hom gee, sy Here vir hom gee, want hy hoef nie te bekommerd te wees oor kos nie, hoef te bekommerd te wees oor klere nie, hoef te bekommerd te wees oor huisgesin nie, waar sy verblyf nie, niks nie. Hy kan fokus op God, op sy taak. En net so kom ons as ons slawe is van God, ons kan fokus op een ding. En waarop fokus hy? Tweede ding wat hy sê is, hy is 'n apostel. Apostel is ouens wat 'n baie belangrike taak gehad het. Hulle moes die woord wat ons het ken, moes hulle vir ons gee en hulle moes dan ook die mense vertel het van die Here, moes ook die kerk gevestig het. So as apostel is wat hy sê baie belangrik. En wat hy sê is die derde ding wat opkom in hierdie paar verse is, hy verkondig die evangelie. Hy vertel van hoe ons sonde het en ons sonde wat absoluut in Christus vrygekoop is en uiteindelik dan dis wat ons verkondig. Dis die baie boodskap wat hy as apostel die taak het om te verkondig. En dan gee hy die sleutel vir ons om die res van Titus te verstaan. En dit is in vers 4 waar hy Titus sy kind noem. So wat hier gebeur het is hy het gesê, luister, Titus kom tot geloof, in 'n of ander manier het hy het gesien, of hy deur wat Paulus gedoen het Titus tot geloof gekom, ons weet nie, maar dan het hy hom gevat en hy het hom gedisipel. Hy het 'n pad met hom gestap, hy het nie net gelos en die ouens het tot bekering gekom, hy het 'n pad met hom gestap, wat uiteindelik uitgeloop het dat hy 'n volwasse kind van die Here is, 'n volwasse gelowige is. En dan sluit hy af uiteindelik met die seënbede. So in kort, slaaf, hy is vry om te fokus op sy taak. Wat sy taak? Apostel. Hy moes die woord bring en hy moes die evangelie verkondig. En dan, hoe doen hy dit? Hy doen dit deur mense te disipel, soos vir Titus. En strukture daar te stel, sodat meer ouens gedisipel kan word. En dis waar God se hart lê, is om mense te wys wie hy is en nader te bring.